Hier agter my in die NG Moedergemeente hier in George is een van die oudste orgels wat ek nog teëgekom het. Althea het met Gerard Jordaan gesels oor waar hy vandaan kom, maar hy het ook vir ons op hierdie fantastiese orgel gespeel. En ek nooi julle uit, kom luister saam. Dis alweer tyd vir in en om, en hierdie keer sit ons in 'n pragtige kerk in die middel van George. En my gas vandag is Gerard Jordaan, en hy is 'n musikale direkteur. En ons is verskriklik bly jy's by ons vandag. Ek jou nog nooit ontmoet nie, en dis regtig 'n voorreg. Dankie vir jou tyd, Gerard. Dankie, is lekker. Gerard, kom ons begin net eers by jou. Ons het nou so 'n bietjie gesels op tot hierdie oomblik nou. Maar wie is Gerard? Waar het jy begin? Ek weet jy het genoem is 'n lang storie, maar jy kan hom vir ons kort hou. Waar kom jy vandaan en hoe het jy in George opgeëindig? Althea, nee, ek kom van die rand af. Ek het nog altyd was ek lief vir musiek. Jy weet, my ma het mooi klavier gespeel en ek het gehardloop. As sy begin speel, dan hardloop ek, want ek wil gaan luister wat sy speel. En dan gaan sy kerk om orgel te speel, dan gaan ek saam. Dan sit ek heeltyd daar en luister sy oefen en as sy klaar is, dan mag ek een liedjie speel. Jy weet, dan sit nou Stille Nag of so iets, is ek 3 jaar oud. Jy kon jouself net nie help. Ek kon nie, dit was my fantasties, die pype en die grootsheid van die orgel. En toe ek my Montinis kry, jy weet, daai Lego blokkies, het ek daarvan orgels gebou in die huise, jy weet. En my kookiepenne was die pype. So. Fantasties. Ja. En vandaar het jy studeer, jy was in die buiteland. Hoe het jou loopbaan gevorm tot by hierdie orgel vandag? Ja, kyk, toe ek nou universiteit toe gaan ek Pretoria Universiteit toe. En ek kon glad nie kies of ek nou gaan wiskunde of musiek swat nie, weet. Ek was baie bang om my musiekloopbaan te gaan volg, omdat ek geweet het dat ek graag wil doen, maar ek het nie geweet of ek goed genoeg is om dit te kan doen, weet of ek werk sal hê nie. En dan dink ek sal ek maar wiskunde of skynheid gaan doen. So op die einde het ek 'n BSc gaan doen met orgel as hoofvak, jy weet. So. Okay, so jy het by jou wiskunde gebly, maar ja. Jy kon jouself weer nie help nie. Ja, so het ek toe nou musiek geswat en toe ek klaar met my BSc en dit so toe het ek begin met 'n honneurs in musiek, jy weet, omdat ek orgel altyd 'n ekstra vak gehad het, kon ek met die musiek begin. Ja, en as 'n student het ek al reeds baie Suid-Afrikaanse kunsmusiek gespeel as 'n groep. Ons groep se naam was Obelisk. En Kyk, dit lei 'n plokkie. Ja. Julle was nogal taamlik besig in julle huide. Ja. Dit So fantasties. vir 10 jaar het ons almekaar nuwe werke gepremieer en ek het al die orgelmusiek gespeel. So nuwe werke kom het ek dit gespeel. So dit het vir my deure oopgemaak, jy weet, om daai werke te speel wat niemand anders te voor kans gesien het nie, en dit was baie interessante werke. Wanneer was jy op die eerste keer op so die volume van hierdie orgel vandag? Of is dit hier die eerste keer wat jy moes leer om op hierdie skaal te speel? Of is daar nie 'n verskil nie? Dit sal ek nou ook nie weet nie. Dit lyk net ernstig omdat dit so eislik is. Laat dit moet verskriklik moeilik wees om dit te speel. Of is dit nie so nie? As jy orgel is dit orgel. Jy weet waar alles sit, of was dit 'n aanpassing? Weet jy, ek het vir 2 jaar net pedaalwerk gedoen. Okay. Net geleer om my voete te vir 2 jaar lank. Wow. So Dit is nou weer net 'n idee. Okay, so ons daai vraag vir ekstra insetsel. Ja. En hoe het jy in George opgeëindig? As jy nou nie van hier was nie, hoe was jou journey? Nee, ek was so ek was 'n jaar in Taiwan, wat ek was Engels gegee het, en 2 jaar in Dubai wat ek musiek gegee het, en ons het 'n Sound of Music daar gedoen. Wat is ook mooi was. En toe besluit ons die kinders moet nou liedjies sing, en nou ek het die voorvertoning gedoen met die laerskoolkinders, en die hoërskool het die hele Sound of Music gedoen. Toe sing ons liedjies soos My Favorite Things en so, en Freddie, what are your favorite things? En sê hulle, pizzas and french fries, McDonald's and sweet supplement. So 'n bietjie tang en cheek. Swimming in the sea. Baie lieflik. Baie lieflik. Okay, so dit was baie lekker. Wat met 2 jaar toe het ek weer teruggekom na die Pikke toe, in Potch, waar ek toe 'n postdoc gedoen het, 'n bietjie navorsing in Afrika musiek, net kerkmusiek in Afrika. Artikel in Suid-Afrikaanse, soos ek nou oor hierdie die Frans gewese Afrika hymne het ek nou 'n bietjie kon navorsing en uitgawe daarvan maak. En jy skryf self ook, né? Ek skryf ook 'n bietjie musiek.
Ek het 'n paar heel wat liedere geskrywe. Jy weet, so, en Is dit lofliedere maar meer kerklik of is dit liedere? is eintlik kunsliedere, jy weet. Daar soos- sê, dis waarop dit neerkom, né? Dis jou eie smaak. So die laaste wat ek baie goed geskryf, maar een was toe ek nog in Potch was, het Hans Du Plessis 'n botaniese tuinsonet. En ek het daar Klink 3 so stukke van amazing. geskryf. Almal het hier gesing, ons het dit baie mooi uitgevoer. Ek is baie bly. En nou ons is terug weer hier in George. Wat gebeur hier in hierdie pragtige kerk? Die kerk is eintlik soort van 'n musiekskool kan mens maar sê, is heeltyd mense wat in en uit gaan Hey. en daar gebeur baie dinge. Maar ons het formeel 2 keer 'n jaar 'n etensuur konsertreekse. Daar's 'n lentereeks en 'n herfsreeks. Elkeen met so 6 konserte in. Dan is daar ons probeer by een van daai konserte 'n skool betrek om te kyk wat is die jong talent, jy weet 'n koor of van die kinders wat speel en so aan. En ja, ons het altyd lieders, baie keer van ons eie komponiste ook. Ons het vir Chris Lamprecht wat mos ook in George bly het. Ons ook 'n eerbetoning gehad, koor van sy koormusiek gesing. Delien Brits wat 'n konsertpianis is wat in George bly, nou al 30 jaar die George Mannekoor gehad het. Sy is uitstekende komponis en sy het ons het baie van haar liedere ook al die uitgevoer en so. So julle is besig hier. En wat maak Gerrit op sy gelukkigste? Wanneer voel jy nou is ek op my beste plek? As jy so sit voor daai orgel, dit klink fantasties, maar waar is jy op jou gelukkigste, Gerrit? Weet jy, ek is so lief vir musiek en ek is so lief vir die orgel. As ek net dit kan, dan is ek gelukkig. Is jy gelukkig? Ja, nee, wat. Gerrit, maar die orgel in hierdie kerk is baie spesiaal. Sal jy hom vir ons gaan wys? Dit doen ek graag. Wie is al hierdie ouens wat nou hierbo hang? Die eerste ou is Dominee Harold. Is nou hom wat Harold's baie vernoem is, Dominee Harold. Hy was die eerste dominee van die kerk. Ja, En dan nou langsaam is Dominee Ballot. En hom is Ballot's baie vernoem. okay. Maar kyk, hierdie ou is 'n bietjie vriendeliker. As in sy tyd wat die orgel gekom het. Okay, hy het 'n goue rampie op hom. Dis die orgeler. En hierdie lyk soos 'n hertsog. Ja, is so. Maar dis nou, hoe oud is ons kerk nou? Dis nou Kom die ek van die sê vir julle begin. sê, George is 1811 gestig, na die dorp. Okay, so En hierdie ons is by gemeente is 1813. Okay, so ons is Net by 2 jaar 200 daarna. daar sy verby. Ja, so die kerk is 222 en hierdie kerkgebou is 1842 gebou. So daar was eers hierdie lang gebou hierso. Yes. Was die kerk voor dit gebruik het. Daar was nog 'n ander kerk wat nie gebly het nie, weet hy was nie Okay. goed gebou nie, hy het Yes. uitmekaar gesak. Dus dis eintlik nou die derde kerk hier. Okay, die groter nou wat ons nou sien as ons hier verbyry. Ja. En die orgel is obviously eers in hierdie kerk ingebring, die derde kerk. Ja. Of kom die orgel Ja, ja, nou ja. al met almal saam? Toe die kerk nou gebou is Toe sit hulle om. 1842, daar was daar nie 'n orgel in die kerk nie. En daar was ook nie eers regtig houtvloere en goed nie, dit was perde, jy weet al daai Yes, die versgepit, jy weet daar dat. daar sy. Maar toe het hulle aanvanklik 'n harmonium gehad, jy weet 'n klein serafyntjie. Okay. En 'n paar van hulle, ek dink so 3 ook. En daar's een van hulle daar in die George Museum Okay. wat hier was. Okay. Wat ek vreeslik graag wil terug hê. Is dit? Ons wil 'n bietjie met plan maak, nee, is 'n bietjie druk. Ja, nee, glo dit. Okay. Gerrit, en die ding? Althea, hierdie is die pompmeganisme van die kerk, van die orgel. Okay. Jy weet, dis wat jy doen. So as jy nou sit, dan gaan ek hom kom pomp Ja, vir jou. gaan pomp. En kyk laat hy nou nie te hoog opgaan, jy weet, hierso met hy O, bly op die ekskuus regte my, plek. werk hy nogal met 'n gewiggetjie. Jy kan sien, Oh, ja. dit cute man. En ons gebruik hom nog, né? Wel, ek kan As die sien. krag af is, dan gebruik ons hom. En hy is gebou, nie in Suid-Afrika gebou die ding nie. Ja, nie? kyk, dit is deur Hill en Son, is die orgelbouers uit Engeland uit. Daar is lyk my 18 van die Hill en orgels wat van Engeland af gekom het. En hierdie is eintlik nog amper heeltemal oorspronklik. Jy weet, hulle het 2 goedjies gedoen. Jy gaan vir ons nou ietsie speel. Dit het nou tyd geword, né? Goed, reg so. En jy het vir oopgemaak daar binne. O, daar is die liggie. Daar is die lig. Dit is 'n ongelooflike stuk werking daar binne. Kyk, ons het mos al gesê die orgel is 1879 en alles is nog presies soos wat dit was daai tyd. Al wat hulle gemaak het met hierdie orgel, hulle het hierdie 2 registers bygesit.
En dis hoekom hulle so 'n bietjie anderster lyk. Hulle is ook 'n bietjie Die blind. res Sê gou is- vir my, wat het die verskil gemaak daai twee registers Kyk, terwyl jy op dit is? daar is net 2 pedaalregisters in 'n Engelse orgel gewoonlik en dis hierdie 2. So hierdie 2 is pedaalregisters, dis 'n sagte 8-voet. Okay, so dis wat hy nodig toe gehad het en jy het dit bygesit. Okay. En hierdie is uitkomende. Oh wow. So dit lekker plekkie met die wysie en die pedaal speel, dan gebruik jy die register. Au. Okay, maar kom ons vat nou eers. Doen iets wat die mense ken. Wat kan toe. jy vir ons speel Kom ek wat haal 'n mense bietjie sal uit van herken? 'n lekker al die plenum hierso. Gaan nie die tong reg nou uithaal nie. Ons gaan dit maar koppel hierso so. Dan speel ek die bekende toccata van Bach.